Welkom almal. Vandag gaan ons op 'n bietjie van 'n hoë risiko toer diep binne in die menslike liggaam, reguit na die hoofweg van ons bloedsomloopstelsel. So, kom ons spring dadelik weg. En dit, mense, is die groot vraag, né? Die aorta is die hoofpyplyn. En om daarby uit te kom, dis een van die grootste uitdagings in chirurgie. So, hoe kry hulle dit reg? Kom ons vind 'n bietjie uit. Goed, so ons begin by wat seker een van 'n chirurg se grootste uitdagings is. Jy sien, om by die aorta uit te kom, is nie net 'n eenvoudige snytjie nie. Dis amper soos om te beplan hoe jy op 'n besige hoofweg gaan kom in spitsverkeer, waar een verkeerde skuif absolute chaos kan veroorsaak. So hier is ons plan van aksie vir vandag se ontdekkingstog. Ons gaan die aorta basies van bo na onder volg en elke stap van die chirurg se reis verken om hierdie kritieke struktuur te bereik. Goed, kom ons kry net eers ons bearings. Die aorta is nie net een lang pyp nie. Dis 'n massiewe slagaard met baie duidelike dele. Heel bo in die borskas het ons die stygende aorta en die boog. Dan loop hy af deur die borskas as die dalende thorakale aorta en dan onder die diafragma kry ons die abdominale aorta. Onthou hierdie kaart, want dis die sleutel tot alles wat ons nou gaan bespreek. Reg, so ons reis begin heel bo binne in die borskas. Om by daai boonste deel van die aorta uit te kom, die stygende deel en die boog, moet 'n chirurg eers deur die borskas kom. Maar soos ons nou gaan sien, is daar meer as een manier om by daai voordeur in te kom. Eerste op ons lys is die sogenaamde goue standaard, die mediane sternotomie. Dink daaraan as die hoofvoordeur van die huis. Die chirurg maak 'n snit reg deur die middel van die borsbeen wat hom wye oop toegang gee tot die hart en die boonste dele van die aorta. Vir die meeste groot komplekse operasies hier is dit die pad om te volg. En hier sien ons die klassieke dilemma in aksie. Links het jy die hoofdeur, die mediane sternotomie, wat jou 'n wye, duidelike uitsig gee. Regs het jy die sleutelgat, die mini-sternotomie. Hier word net 'n deeltjie van die borsbeen gesny. Die voordeel is voor die hand liggend, minder trauma, minder pyn, vinniger herstel. Maar die nadeel is net so duidelik. Die chirurg se uitsig is baie meer beperk. Dis die ewige stryd in chirurgie. Hoe kry jy die beste moontlike toegang met die minste moontlike skade aan die pasiënt? Maar wat gebeur as nog die hoofdeur, nog die sleutelgat groot genoeg is? Wel, dan is daar 'n ander, baie meer drastiese opsie. En hierdie aanhaling gee ons 'n koue blik op hoe ernstig dit is. Dit praat van langdurige ventilatorondersteuning en baie meer pyn. Dis 'n verskriklike hoë prys om te betaal vir toegang, en dis iets wat net in die mees ekstreme situasies oorweeg word. En daai benadering staan bekend as die clamshell-insnyding. Die engine cup oopmaak analogie, dis perfek. Die snit gaan reg oor die borskas en die borsbeen word dwars gesny, wat die chirurg toelaat om die hele borskas letterlik soos 'n mosselskulp oop te maak. Dit word regtig net uitgehaal vir absolute katastrofes soos massiewe trauma of selfs dubbele longoorplantings. Maksimum toegang, maar teen 'n geweldige koste vir die liggaam. Goed, kom ons beweeg nou 'n bietjie af. Ons het die borskas agtergelaat en nou kom ons by 'n baie interessante grens. Die diafragma. Om die aorta hier te bereik, moet 'n chirurg in twee verskillende liggaamsholtes op presies dieselfde tyd werk. En die manier hoe hulle dit doen, is met iets wat die thoraco-abdominale benadering genoem word. Dis letterlik 'n chirurgiese brug wat die borskas en die buik aan mekaar verbind. Dit word gebruik wanneer 'n lang stuk van die aorta wat oor hierdie grens loop, herstel moet word, soos byvoorbeeld met massiewe aneurismes. So hoe bou hulle hierdie brug? Wel, dit gebeur basies in 4 groot stappe. Eers kom die insnyding self, 'n lang snit van die borskas al langs die ribbes af tot diep in die buik. Dan, in stap 2, gaan die chirurg die borsholte binne en skuif die long saggies uit die pad. Die deurslaggewende oomblik is stap 3. Die grens word oorgesteek deur die diafragma oop te sny en laastens stap 4. Alles word oopgehou om een reuse aaneenlopende operasionele veld te skep wat die chirurg 'n ongelooflike ononderbroke uitsig oor die aorta gee. Nou dat ons onder die diafragma is, verander die strategie weer heeltemal. Hier in die buik staan die chirurg voor 'n fundamentale keuse. En dis nie net 2 verskillende tegnieke nie, dis amper 2 heeltemal verskillende denkwyses oor hoe om die teiken te benader. En dit bring ons by hierdie kernvraag. As jy eers in die buik is, om by daai abdominale aorta uit te kom, moet jy verby die ingewande en al die ander organe kom. Gaan jy reg deur alles of probeer jy 'n pad om dit vind? En hierdie skyfie verduidelik daai 2 filosofieë perfek. Kyk, die transperitoneale benadering, dis soos om by die voordeur in te stap en reg deur die sitkamer te loop.
Jy gaan die peritoneale holte binne, dis die sak wat meeste van jou organe vashou, en jy skuif alles uit die pad. Dit gee jou goeie toegang veral tot sekere bloedvate. Die retroperitoneale benadering aan die ander kant is soos om die agterdeur te gebruik. Jy gaan heeltemal om daai sak met organe en benader die aorta van die kant af, sonder om die ingewande juis te pla. So, hoekom sal jy die agterdeur kies? Wel, die voordele vir die pasiënt kan nogal groot wees. Hulle spandeer dikwels minder tyd in die intensiewe sorgeenheid, hulle darmfunksie kom vinniger terug en daar is minder vloeistofverlies. Deur die organe so ver moontlik uit te los, verminder die chirurg die algehele stres op die liggaam en dit beteken die pasiënt se herstel is dikwels baie gladder. Goed, so ons begin nou die prentjie bymekaar sit. Aan die einde van ons storie is dit duidelik dat die keuse van 'n insnyding soveel meer is as net 'n tegniese besluit. Dis eintlik die hart van die hele chirurgiese strategie. En hierdie tabel, wel, dit sit ons hele reis op een bladsy. Ons het begin met die hoofvoordeur en die sleutelgat in die borskas en natuurlik die uiterste engine kap oopmaak vir noodgevalle. Toe het ons afgegaan na die buik en gekyk na die keuse tussen om reg deur die huis te stap of die stiller agterdeur te gebruik. Soos julle kan sien, elke roete het sy doel en elke roete het sy prys, daardie kritiese afruiling tussen toegang vir die chirurg en die impak op die pasiënt. En dit, mense, is seker die belangrikste punt van ons hele gesprek vandag. Chirurgie op hierdie vlak is 'n konstante weegskaal. Aan die een kant is die behoefte aan 'n duidelike oop uitsig om die werk veilig en doeltreffend te doen, en aan die ander kant is die absolute noodsaaklikheid om die trauma aan die pasiënt se liggaam so min as moontlik te maak. Elke keuse is 'n poging om daai twee kragte perfek te balanseer. En dit los ons met een laaste, nogal prikkelende gedagte. Vandag het ons die groot oop paaie na die aorta verken, maar met die vinnige opkoms van nuwe tegnologie soos endovaskulêre herstelwerk en robotika, sal hierdie groot oopdeuroperasies eendag net iets wees waaroor ons in mediese geskiedenisboeke lees? Dis 'n vraag vir die toekoms, maar dit wys net hoe ongelooflik dinamies hierdie veld is. Dankie dat jy saam die reis meegemaak het.